Goeiedag, liewe gemeente, vriende en familie. Dit is vir my 'n voorreg om vandag vir julle 'n getuienis te bring wat al sedert Mei maand op my hart lê. Die beplanning hieraan verbonde het bietjie verander, maar ek vind dit nou nog meer dringend en belangrik as van tevore om dit nou met julle te deel. Ek hoop dit bring vir julle iets waardevols, blywend en hoopvol. Dis 'n hele paar minute se luister, maar dit is my opregte hoop en gebed dat dit die moeite werd sal wees. Dankie by voorbaat. Ons almal hoop een of ander tyd vir 'n wonderwerk. Ek was al in my lewe bevoorreg om 'n paar te beleef, maar ek wil julle vandag vertel van die grootste wonderwerk wat ek nog ooit voorgepleit, gebid en gehoop het. Op 16 Mei 2025 was my mamma al vir die 13de dag in die hospitaal, in cardio ICU op 'n ventilator. Ek het daagliks soos 'n Sondagmiddag plaasete hoender op soek na sy kop, van die huis na die werk, na die hospitaal, na die huis gejaag. Ek weet waar my hulp vandaan kom, maar die oggend van die 16de trek ek met trane in my oë die garagedeur toe en ek smeek die Here om my tog net iets te gee om aan vas te klou, want ek voel magteloos en moeg en bekommerd oor my mamma, my hele wêreld. Ek klim toe moedeloos in die kar en skakel die radio aan, iets wat ek deesdae nie meer baie doen nie, want selfs om na musiek te luister het sy verloor. Daar op Jacaranda speel 'n liedjie, wat ek eers vir 'n oomblik gewonder het watter taal dit is, want my brein was toe al van al die konstante spanning, soos 'n Eskom kragboks wat so nou en dan net na kortsluiting toe wil zirts, en ek hoor nie altyd baie goed nie. En ek is nou moontlik, maar nou bespiegel ek ook net, besig om oud en out of the loop te raak met die musiek van vandag. Uit die wasigheid van my oormoeg autopilot brein se verwarring, kon ek net die woorde uitmaak: vertel vir julle vriende, ons het God gesien. Daar, in die Kyalami-agtige Troustraat, op 'n Vrydagoggend, het ek 'n antwoord uit die blaue hemel gekry, in die vorm van 'n spoegwolflied, met die naam Blou, my mamma se gunsteling kleur. 24 Mei 2025 het al my hoop egter weer in die niet verdwyn, toe die hospitaal my bel, net toe ek wou ry vir werk, en sê ek moet dadelik kom. Sulke oproepe bring nooit goeie nuus nie. Dit weet ek uit ondervinding. Ek het op gebed hospitaal toe gejaag, om daar 'n klomp mediese personeel rondom my ma se bed te sien, en ek het gehoor my ma het weer 'n hartaanval gehad, soos 9 jaar gelede. Maar haar hart het gaan staan, en sy moes geresusciteer word. Ek het in skokken gegaan daar langs die bed, en dit het gevoel of my wêreld van voor af in duie stort. So, met die verloop van al hoe meer dae, het ek elke keer as my mamma beter is, al hoe meer angstig geraak dat sy weer 'n terugslag sou hê. Want dit was juis op Hemelvaartdag wat ek so ongelooflik dankbaar was dat sy uiteindelik krakerige gebroke klank kon maak. Omdat ek haar in maande net een keer hoor praat het, en die res van die tyd het die ventilatorpype in haar mond en later die tracheostomie gemaak dat sy net lippetaal kon praat, en ek haar bitter moeilik kon verstaan. In haar hele hospitalisasie het ek haar net een keer woorde hoor praat, en dit het my hart gebreek dat sy nie kon praat en kommunikeer nie. My mamma was nog altyd 'n stillerige mens, maar hierdie stilte was ondraaglik. Die Israeliete het 40 dae in die woestyn gedwaal, en ek het Mei en Junie dag en nag gebid op 'n wonder
En dit was letterlik op die 41ste dag, wat ek vir die eerste keer weer werklike hoop gehad het. Ek het hierdie groot wens gehad om voor in ons kerk te kom staan en die beste getuienis ooit te kom lewer, van wanneer my mamma weer gesond en uit die hospitaal is. Ek wou vir almal kon wys hoe groot en goed God is en wat se wonderwerk hy vir ons gegee het. Ek wou in die kerk waar ek groot geword het en aangeneem is, kom verklaar dat God vir die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enigste seun vir ons opgeoffer het, vir my en my mamma nog 'n kans gegee het. Ons eie wonderwerk. Maar die verhaal is nie soos ek hom wou hê nie. Wonderwerke is nie 'n order your custom version aanbieding nie. Jy kan nêrens vir jou een aanlyn bestel of in 'n winkel instap na 'n rak toe en vir jou 'n wonderwerk met verskeie bykomstighede koop waarmee jy jou wonderwerk kan opdolly net soos jy dit wil hê nie. En in my geval sou ek seker nog die wonderwerk met een of ander unieke naam gedoop het ook. Nee, wonderwerke is meer soos sooibrand. Soms weet jy iewers is een aan die broei. En ander kere kan jy nie dink waar op aarde dit nou skielik vandaan kom nie. Sommige wonderwerke is ekstra stadige sooibrand, want dit sluip op jou af, ongesiens, en jy het naderhand al vergeet van die slegte garage paai vol calorie regret en dan, bang, surprise! Maar alle verrassings is ook nie goed nie. Verrassings is soms soos probleme laer af in die spysverteringsstelsel, onaangenaam en skokkend. So 'n verrassing van die skokkende en onaangename soort was toe my mamma, sy een vriendin en oud kollega wat so gereeld is wat sy kon vir my mamma kom kuier het en my ondersteun en gehelp het met goed wanneer daar niemand anders was om te help nie, skielik oorlede is. Marleen Goudkamp was 'n baie onbaatsigtige omgee mens. En haar ondersteuning het vir my en my mamma die wêreld beteken. Toe kom haal God haar onverwags. Dit was 'n verlies wat ek nie met my mamma kon deel nie, uit vrees dat sy nog 'n hartaanval sou kry. En so het ek, tesame met die sterfte van 2 ander kennisse oor daardie afgelope maand, geswyg oor Marleen se heengaan, om my mamma te beskerm. Dit was 'n uiters swaar swaai om te dra. En daar was ook die verlies van die viering van Moedersdag, my pappa se geboortedag, Vadersdag en my mamma se opkomende 70ste verjaarsdag. Ek het bly bid en bid vir haar beterskap, dat ons darm hierdie wonderlike geleentheid saam kon vier. Om vir my mamma voor te lees was nog altyd vir my 'n lekkerte, en ek het 'n hele klompie boeke vir haar gelees in die hospitaal. Een van die boeke het ek op WhatsApp voice notes vir haar begin voorlees, vir wanneer sy uit die hospitaal is, en dan daarna luister, terwyl ek werk. Dit het egter duidelik geword, dat die 'n lang hospitalisasie gaan wees. En ek het uit boeke uitgeraak wat gepas is, om vir iemand wat baie siek in die hospitaal is te lees. Toe lees ek maar vir haar die boek 2 vir 'n stywer, deur W.A. Hickey van vooraf in persoon. Dit gaan oor die lewe van 'n gesin mossies, kooksterte en vinke. In die boek is daar 'n stukkie waar die voeltjies op die vensterbank van die kerk sit en luister na die dominee se preek. Ons almal het al in die Bybel gelees dat God vir die mossies sorg, en ek kan na die boek nie anders as om met ander oë na al die klein voeltjies te kyk nie. Te dink hoe hulle op die kerk se vensterbank sit en hoor van God se goedheid nie. Die dae het aangestap en die boeke het opgeraak en my mamma het 70 geword, sonder die viering wat ek vir haar wou gee. Op 31 Julie 2025 moes ek die moeilikste besluit van my lewe neem. Om toestemming te gee dat die medikasie wat my mamma se hart vinniger moet laat klop,
maar haar eintlik net laat swaar kry, gestil kan word. Dit was die begin van die einde van my wonderwerk. Ek het by haar bed gesit, die laaste boek vir haar voorgelees. Jaco Jacobs se boekwinkel tussen die wolke. En ek het haar hand vasgehou en probeer slaap op die stoel langs haar bed. Maar die oggend van 1 Augustus moes ek na 24 uur by die hospitaal net 'n bietjie huis toe gaan en rus. Ek was 6 uur tuis en net voor 8 lui my foon. Daardie lui wat nie wonderwerke aankondig nie. Ek het gejaag soos ek nog nooit gejaag het nie. En ek was net by my mamma. Nadat ek hiperventilerend in die huispak ineengestort het, met die ergste steekpyn in my kop wat ek nog ooit gehad het. 2 arme chirurgiese personeellede moes my in die gang afdra na die cardio ICU saal, sodat ek by my mamma kon uitkom. Ek was net betyds, hysteries, maar betyds. My mamma is na 91 dae hemel toe. Met my by haar, en my wonderwerk was verlore. In die vorige maand is ons dominee weg na ander gemeente in die Kaap. Die instaan dominee het my mooi bygestaan en was ook 'n paar keer by my mamma voor sy huis toe is. Op die dag van die begrafnis het die dominee, Dr. Loubser, 'n lieflike blou pak aangetree. En voor die diens vra hy my of ek vir Marleen Goudkamp geken het. Ek was op Marleen se begrafnis en ek het gedink, Dr. Loubser lyk van my bekend, toe ek hom ontmoet het by die hospitaal. Maar min het een van ons geweet, dat hy beide sy jarelange vriendin Marleen, sowel as my mamma, wat haar jarelange vriendin en kollega was, in minder as 'n maand sou begrawe nie. Ek het die kerkklok 70 keer gelei vir my mamma se lewensjare. Alhoewel daar baie debat onder die familie is of ek nou eintlik kan tel, en nou ek wat wonder of hulle verstaan hoe werk 'n kerkklok en 'n iets wat onewige getal. In my huldeblyk aan my mamma het ek vertel hoe ek graag vir haar uit Duitse storieboeke voorgelees het, al kon ek nie eintlik Duits praat nie. Dit was maar net een van ons prettighede wat ons aangevang het. Na die diens het Dr. Loubser vir my vertel van sy Duitse herkoms en hoe lief hy is vir die gelei van 'n klok. Ek het nie my wonderwerk gekry nie, nie die een wat ek bestel het nie. Ek het 'n klomp wild vreemde mense by die hospitaal ontmoet, wie se familie ook saam met my mamma in die saal was en met sommige daarna steeds kontak het. Mense wat die verdriet en vrees van daardie saal, blou handskoene en sanitizer ken en verstaan. Ek het 'n paar wonderlike verpleegsters leer ken en verlang nou skoon na party van hulle. Ek het ondersteuning van die gemeente ontvang, wat ek in my wildste drome nie sou verwag het nie. Ek is herinner deur 'n band met 'n interessante naam, dat God selfs met ons praat oor die radiofrekwensies. Hy kry ons aandag hoe ook al dit nodig is. Wonderwerke is nie altyd luid aangekondigde gebeurtenisse met glimlaggende, vrolike mense nie. Soms is 'n wonderwerk die feit dat jou plaasoupa se groot druk Bybel, wat jy en jou ouers vir hom voor sy dood gegee het, deur 'n katastrofiese vloed vir weke onder water was in 'n koekblik en byna ongeskonde daar uitgekom het. Soms is 'n wonderwerk 'n perstarentaal veertjie aan die fisioterapeut se pen terwyl sy 'n troos omdat jou mamma nou by Jesus is. Soms is 'n wonderwerk 'n dominee in 'n blou baadjie in 'n gemeenskap met een hart. Of 'n skildery van een van jou gunsteling skilders met die woorde van Leonard Cohen op wat jy op jou mamma se begrafnis gespeel het. Soms is dit 'n gemeenskap wat jou omarm met vriendelikheid
en jou mamma se vriende wat jou deel van hulle lewens maak, asof jy hulle familie is. 'n Wonderwerk, nogal 'n groot een sou ek sê, is mense wat saamgestaan het en vir 'n dowe seentjie fondse ingesamel het vir 'n kokleaire implanting, sodat 'n ou Zoan weer die wonder van gehoor kon ervaar. 'n Wonderwerk kan selfs aangevlieg kom in die vorm van 'n blou budgie, wat iewers ontsnap het en vir jou op die muur kom sit en wag op Erfenisdag. 'n Geskenk uit die hemel. Nie net 'n random veertjie elke nou en dan nie, maar 'n hele geveerde wesentjie met 'n hartklop en die gerusstelling dat jy nie alleen is nie. 'n Wonderwerk kan egter ook kom in die vorm van 'n e-pos van 'n uitgewery, wat laat weet dat jou mamma se kortverhaal, wat so 2 jaar terug in 'n digitale tydskrif gepubliseer is, gekies is om in 'n bundel ingesluit te word. 'n Regte, egte, fisiese boek. My mamma het 70 geword hierdie jaar in die hospitaal en 'n paar weke later is sy oorlede. En ek weet, sy sou so bitter trots gewees het dat haar skryfwerk dit in 'n boek ingemaak het. Sien, al kom wonderwerke nie met 'n trompet geskal en 'n groot gejuig in mooi bestelde pakkies nie, is die mees onverwagte goed soms in die donkerste tye wonderwerke. Ek kan nie een van hierdie wonderwerke in persoon met my mamma deel nie, maar elkeen van hulle het stukkies van haar daarin vervat. En elkeen van daardie wonderwerke kom uit die liewe genadige Vader se almagtige hand. En wanneer ons moed verloor in ons donker tye, in ons verdrietige tye, in ons swaar kry tye en in ons alleen tye, dan moet ons onthou dat God selfs koekblikke, alternatiewe musieklirieke, invuldominees in blou baadjies en blou budgies gebruik, om vir ons te herinner dat wonderwerke nie altyd 'n grand entrance maak nie. Dat wonderwerke soms saggies neerstryk op 'n precast muur en wag vir 'n oog wat gereed is om dit te sien. Die lewe is 'n wonderwerk. Elkeen van julle is 'n wonderwerk. Ek het nie die wonderwerk gekry wat ek wou hê nie. En my onwillekeurige refleksreaksie nou die dag, toe ek 'n dandelion se saadpoffertjie blaas en begin wens my mamma kan weer lewe, gaan ongelukkig nie realiseer nie. Maar God het sy eniggebore seun vir ons opgeoffer, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. En dit beteken, die dag wat ek weer my mamma en pappa in die hemel sien, gaan my wonderwerk volbring wees. Intussen is dit my missie om die wonderwerke wat op my lewenspad teekom raak te sien, te waardeer en te deel, want ek dink 'n gedeelde wonderwerk is soos 'n iris. Elke keer as jy dit verplant, word dit meer, en is daar meer mooi in die wêreld. So laat ons God prys vir alle wonderwerke, grootes en ook kleintjies. Dankie.